Ons leef in 'n wêreld wat daarvan hou om hulle eie opinies te kan hê. Mense hou daarvan om daardie opinies te mekaar af te speel, wêreldbeskouing teen wêreldbeskouing te stel. Baie jare gelede het die bekende prediker Harry Ironside op die straat in San Francisco gepreek. Eenaand het 'n baie bekende agnostiese denker, met naam van Arthur Morris Lewis, na vore gekom, sy kaartjie vir Ironside gegee. Hy het die prediker in die openbaar uitgedaag tot 'n formele debat oor die onderwerp agnostisisme teenoor Christendom. Ironside het die uitdaging op een streng voorwaarde aanvaar. Hy het vir hierdie agnostikus gesê, om te bewys dat jy iets het wat die moeite werd is om oor te debatteer, moet jy volgende Sondag 2 mense saam met jou bring. Bring eerstens 'n man wat eers onder die invloed van vernietigende gewoontes was. 'n Man wie se lewe verwoes was, wat 'n las vir die samelewing geword het, maar wie se lewe radikaal verander is, bloot deur 'n agnostiese lesing by te woon. Bring tweedens 'n vrou, wat eers 'n uitgeworpene was, vasgevang in immoraliteit en weggesteek vir die samelewing. Bring haar om vir ons te wys dat nadat sy 'n agnostikus geword het, sy gerehabiliteer is, dat sy haar waardigheid herwin het, dat sy weer 'n gerespekteerde posisie in die samelewing ingeneem het. Ironside het gesê, as jy 2 sulke mense kan bring, beloof ek om 100 mans en vroue te bring, wat in daardie toestand van verval geleef het, maar wat op 'n wonderbaarlike wyse gered en verander is, deur die krag van die Here Jesus. En jy weet wat het gebeur. Die agnostikus het die aanbod van die hand gewys en weggestap. Die debat was verby nog voordat dit begin het. Hoekom? Dit was nie omdat hy nie kon redeneer nie, of dat hy nie woordeskat gehad het nie. Dit was omdat die duidelikste bewys van die Christendom nie 'n intellektuele argument is nie, maar 'n veranderde lewe. Menslike filosofie kan 'n mens slimmer maak, maar dit kan nie boeye verbreek nie. 'n Intellektuele lesing kan 'n hopeloos verslaafde persoon 'n nuwe perspektief op sy ellende gee, maar nie die krag gee om van sy verslawing af weg te stap, om daardie bande te breek nie. Ironside het aangebied om lewende bewyse van genade saam te bring. Hy het verstaan wat Paulus bedoel het, toe hy in 1 Korinte 6 vers 9 en 10 'n lys gemaak het van diegene wat vasgevang is in 'n vernietigende, sondige lewenswyse. En dis 'n somber lys van menslike gebrokenheid, diewe en dronkaards en onsedelikes, onrein is. Maar dan volg vers 11 wat die hartklop van die evangelie is. Hy sê, dit was hoe sommige van julle was, maar julle is gewas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. In Johannes 12, nadat Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het, wou die leiers nie net vir Jesus doodmaak nie, maar van nou af wil hulle sommer vir Lazarus ook doodmaak. Waarom? Vanweë hom het baie van die Jode na Jesus oorgegaan en hom geglo. Lazarus hoef nie 'n debat te gewen het nie. Hy moes net aan tafel gaan sit en lewend wees. Sy lewe was 'n argument waarteen daar geen antwoord was nie. Ek en jy weet die wêreld soek antwoorde. Christus bied die enigste hoop vir 'n stikkende wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons is so bly dat U die antwoord vir die wêreld is. Help vir ons om dit uit te dra vandag. Amen.